Goeiedag luisteraars, ek deel graag met julle oor die verskeidenheid van gawes wat Vader God, Jesus Christus en die Heilige Gees aan ons geskenk het met die oog op wat nuttig is. Elkeen van ons het gawes ontvang en ons moet dit nie vir onsself hou nie, maar gebruik om ander te bedien in die liggaam van Christus. Aba Vader, so dankie dat U vir ons die vermoë gegee het om te kan funksioneer in ons gawes wat U aan elkeen van ons toevertrou het. Heilige Gees, U is so welkom. Salf my lippe, raak my tong aan, Here, met die kole van vuur om U boodskap te bring wat in U wil en plan is. Dankie, Here, dat ons in U leef, beweeg en bestaan. Help ons om altyd te onthou dat U die gewer van die gawes is en dat ons op U gefokus sal bly. Here, ek bid dat elke hart en oor oop sal wees, soos U ons gifts impart en dat ons tot volle volwassenheid sal groei en U behaag. Ons loof en eer U, my God. Ons het U so nodig. Here, raak elkeen van ons bonatuurlik aan, in Jesus naam, amen. So ek deel graag met jou, soos ek gesê het, oor die verskeidenheid van geestelike gawes. 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6 sê vir ons, daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Met ander woorde, wat beteken, dit is dieselfde Gees, dit is van die Heilige Gees, en hierdie gawes is bonatuurlik. Dit is die derde persoon in die Godheid wat hierdie vir ons gee. Dan vers 5, en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog dieselfde Here. Hierdie gawes ontvang ons van Jesus. Dit is die vyfvoudige bediening, wat Efesiërs 4 vers 11 van praat, die apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. En vers 6, en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God, wat alles in almal werk. Hierdie gawes is waarmee jy gebore is, hulle is God gegewe gawes, maar hulle is natuurlike gawes. Wat Romeine 12 vers 6 tot 8 van praat, is profesie, is bediening, dit is lering, dit is vermaner, dit is die giver of uitdeel, en ywer, jou leier, en barmhartigheid. Hierdie gifts noem hulle baie keer ook die supportive gifts, sommige vertalings sal dit die motivational gifts noem. Hierdie is regtig hemelse geskenke. Nou, Michelangelo was 'n beeldhouer wat lyke in lijkhuise gesteel het, om te sien en te ontleed hoe die menslike liggaam werk, hoe bene aan mekaar heg, hoe senuwees en spiere werk. As jy vandag kyk na sy werke, lyk dit asof hulle net kan asemhaal en lewe. En so ook met die liggaam van Christus, moet ons verstaan hoe dit funksioneer, om te weet wie en wat gaan waar. Daar is niemand, almal het ability. Met ander woorde, daar is niemand wat nie die ability of die vermoë het nie. Almal is bekwaam en bevoeg. God het almal uniek gemaak en verskillend, om God se doel vir jou in vervulling te laat gaan. God gives ability. Dit sal julle kan lees in 1 Petrus 4 vers 10 tot 11. Jy het alles gekry wat jy nodig het, om jou purpose in die liggaam van Christus te vervul. Johannes 5 vers 5 sê vir ons, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. He who abides in me, constant, close communion with God, Jesus het gesê, dat hy niks sonder die Vader doen nie. Enigiets wat ons sonder die Here doen,
sal harde werk wees, wat vrugteloos is en wat baie obstacles en distractions het. So, is jy available en is jy willing to be the right instrument in his hand? Exercise your gift, Romans 12:6. Is jy beskikbaar? Is jy gewillig? Die fruit of abiding in him, dit is vrede, né? Fruit of abiding is peace. Josef, as ons kyk vir 'n voorbeeld, hy was humble voor God gewees. Hy was altyd nederig. 1 Petrus 5:6 sê vir ons, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Soos ek gesê het, elkeen het 'n ability. 1 Korintiërs 14:26, wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm, of 'n lering, of 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitlegging. No one is excluded from God's gifts. Nou daar is verskeidenheid van gawes. 1 Korintiërs 12:8-10 sê vir ons ook hoe die Heilige Gees, hoe God aan elkeen gegee word met die oog op wat nuttig is. So, why you must discover your gifts. Hoekom moet ons gawes ontdek? Dit is to discover God's plan in your life. En punt 2, dan sal jy ontdek hoe die Heilige Gees deur jou werk. 3, dan sal jy verstaan wat jou bediening is of nie is nie. Punt 4 is innerlike vervulling sal jy verkry as jy jou gifts ontdek. En punt 5 is, dan sal jy verstaan wat jy in die liggaam van Christus kan bied. Nou ek gaan hierdie gifts met julle deel. Dat is die 9 Heilige Gees gawes en ons het net al gesê daar, dit is die bonatuurlike gawes, supernatural gifts. Nou die eerste een is die woord van wysheid. Met ander woorde, dit is die now word vir jou lewe vandag, kan ook in die future wees, 'n woord van wysheid. Nommer 2, die woord van kennis, wat eintlik kennis is van die verlede, feite van die verlede wat geopenbaar word. En 3 is die gawe van geloof. Dit is trust God for the impossible. Dit is eintlik regtig daardie God faith wat jy dan gebruik. 4 is die genadegawe van gesondmaking wat beweeg gees, siel en liggaam. En dan 5 werkinge van kragte. Dit is waar jou gifts of miracles inkom, waar signs and wonders inkom, Hebrew 2:4. Dan profesie is gewoonlik vir die toekoms, maar dit kan ook vir die nou wees en van die verlede, jou profesie. En dan 7 is onderskeiding van geeste. Dit is waar jy onderskei tussen God, engele, en human spirits, false prophets of engele van die lig. Dan nommer 8 is byvoorbeeld allerhande tale en 9, die laaste een van die supernatural gifts is die uitleg van tale. Nou hierdie 9 gawes word gegee deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n persoon, dit is die derde persoon in God drie-eenheid. Nou die Heilige Gees was aan ons beloof as die belofte van die Vader, the gift of the Father. Jesus het opgevaar na die hemel en hy het die belofte gehou van die Vader. Dit was Jesus wat die Heilige Gees uitgestort het op alle vlees. Jesus who poured out the Holy Spirit on all flesh. Nou eksperimenteer met hierdie gawes, totdat jy uitvind, watter gawe is joune. Luister na jou gees. Jy sal vervulling kry in jou gees, wanneer jy in hierdie regte gawe beweeg. Kyk vir die vrug, kyk vir die positiewe resultate. En anders,
sal jou ministry, ander sal ook jou ministry confirm. So ek deel dan met jou ook die doel van hierdie gawes. Dit is om die kerk te stig, dit is om werke van duisternis oop te breek, om te uncover, dit aan die lig te bring. Die derde een is om wapens te voorsien vir die gelowige, en dit is vir bonatuurlike wonders en tekens. En nog 'n doel is die werke van Satan word vernietig. Nou die oorlog is klaar deur Jesus gewen, maar die gawes is ons wapens waarmee jy Satan se werke ongedaan maak. Dit was in die krag van die Heilige Gees wat Jesus in beweeg het. Handelinge 10 vers 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Deur in die gawes te beweeg, reveal jy die krag en die heerlikheid van Jesus vir die wêreld. Jesus het opgestaan. Hierdie gawes bewys dit. Jesus has risen. Kry the best gifts. Begeer die beste gawes, sê 1 Korintiërs 14 vers 1 vir ons. Jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes. 1 Korintiërs 12:31 sê vir ons, maar beywer julle met die oog op die beste gawes. Dit is nie natuurlike gawes nie, dit is bonatuurlik. Glo en ontvang dit. Jakobus 4:2 sê vir ons, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Believe that you can receive, wanneer jy vra. Wat kan jou keer om in hierdie gawes in te operate? Is vrees vir die onbekende, of inferiority, or condemnation? Nou gaan ek vir julle deel dan net, dan gaan ons nou kom by die tweede vers is in 1 Korintiërs 12 vers 5, en daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en dit is tog dieselfde Here, the same Lord. In Filippense 2:11 sê vir ons, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot die heerlikheid van God die Vader. In Handelinge 10:36, preaching through Jesus Christ, He is the Lord of all. Die Nuwe Testament verwys na Jesus Christus, die Seun van God. Nou kan ons sien, die Heilige Gees het die gawes gebring, maar Jesus, sien ons, het ook gawes gebring. Jesus Christus is die hoof van die kerk, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Die Heilige Gees is die lewe en die krag in die liggaam van Christus. He will empower and enable in die kerk. Aan die ander kant, Christus is die hoof van die liggaam en is verantwoordelik vir die ministry, met ander woorde die bediening, struktuur van die liggaam. Die verskeidenheid van bedieninge gaan ons nou kyk, is Matteus 20:26 tot 28. Net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. A minister is a servant. Jesus het gekom om te dien, deur te preach, te teach, to heal, to deliver, en om wonderwerke te doen. Nou hierdie bedieninge word verwys na die vyfvoudige bedieninge, wat julle sal sien in Efesiërs 4 vers 11, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Nou die apostels is die commissioned persons, they were the sent ones. Nou die profete is die spokesman for God,
En dan die evangeliste is messengers of good news. Pastore is herders of shepherds en die teacher is instructors. 1 Korintiërs 12:28 sê vir ons, hierdie vers lyk nie altyd in parallel met Efesiërs 4:11 nie, maar kan verwys na die kragte en genadegawes van gesondmaking. Dit verwys na die evangelis en helpers en regeringe kan verwys na die herder of die pastoor. Hulle is God-gifted, God-appointed. Hulle moet ontvang word as 'n gawe, as 'n gift from God. God weet watter stad of plek wie benodig en God sal voorsien. Die doel van hierdie bedieninge, hierdie ministry gifts is to equip the saints. Efesiërs 4 vers 12, 13 en 16. So nou gaan ek net vir julle nog met julle net 'n kort gedeeltjie deel oor die gawes teenoor die vrug van die Gees. Nou die gawes word altyd geskenk. Die gawes, ons het gesê die 9 gawes van die Heilige Gees, dit word geskenk van die Heilige Gees aan ons, maar die vrug wat ons weet in Galasiërs 5:22 is die liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing, is vrug wat gekweek word. Met ander woorde, daarin moet jy groei. En ons is weer by die gawes kan enige tyd kom, of jy nou 'n dag tot bekering gekom het, of miskien na 10 jaar, die gawes kan enige tyd kom, maar die vrug kom met volwassenheid. Met ander woorde, dit moet gekweek word. So die gawes is onderwerp aan liefde. 1 Korintiërs 12:31 sê vir ons, maar beywer julle met die oog op die beste gawes. 1 Korintiërs 14:1 sê vir ons, jaag die liefde na en beywer julle met die oog op geestelike gawes. 1 Korintiërs 13 sê vir ons ervaar die liefde van God deur sy gawes. Ek wil dat jy jou naam daar kan insit. Byvoorbeeld, Linda is lankmoedig. Linda is nie jaloers nie. Linda praat nie groot nie. Linda is nie opgeblaas nie. Linda handel nie onwelvoeglik nie. En Linda soek nie haar eie belang nie. Sit jou eie naam in daardie vers in en dan verklaar jy dit hardop. Nou wat het ons nodig vir hierdie gawes? Ons het nodig die krag van God en ons het die liefde van God het ons nodig. 1 Korintiërs 13:12 sê vir ons, transforming love will bring us all face to face, mouth to mouth with God. Paul is referring to God speaking to Moses. Nou net die laaste wat ek met julle gaan deel is dan die spreekgawes waardeur God iets sê. Met ander woorde, ons kry daardie 9 Heilige Geesgawes is die spreekgawes, die openbaringsgawes en die gawes van krag. Nou jou 3 spreekgawes waardeur God iets sê is die gawe van profesie. Ons weet ook, profesie is tot versterking, aanmoediging en vertroosting. So dis die gawe van profesie, allerhande tale en die uitleg van tale is jou spreekgawes. Dan kry ons die openbaringsgawes waardeur God vir ons iets wys wat jy nie geweet het nie. En dit is die woord van wysheid, die woord van kennis en die onderskeiding van geeste. En gewoonlik is jou profete operate gewoonlik in al hierdie 3 openbaringsgawes. Dit is waar dinge aan ons bekend gemaak word wat andersins verborge sou bly. Soos in Salomo en 1 Konings 3 kan ons daarvan gaan lees. En ook bijvoorbeeld by die vrou by die put wat Jesus ook vir haar gesê het. Sy is reg, sy het nie net 1 man nie, sy het 5 en sy is nie getroud nie. Sien julle, daar is die woord van kennis. En byvoorbeeld daar waar Jesus gesê die stom en dowe gees, wat dit openbaar namaaksels. So dit is die onderskeiding van die geeste. Dan kan ons nou weer kyk, die gawes van krag. Dit is weer waar God iets doen. Daardie 3 gawes is die gawe van geloof,
Met ander woorde, die voorbereiding vir werkinge van kragte, en dan die genadegawe van gesondmaking, wat 3 kante het, die geesdimensie, die liggaamsdimensie en die sielsdimensie. En dan die werkinge van kragte, dit is die gawe van wonders, waar Jesus byvoorbeeld deur 'n donkie gepraat het, en waar Jesus water in wyn verander het, en dan die voorvereistes van gawes is eenheid, 2 is liefde, derde een is begeerte. Nommer 1, eenheid, nommer 2, liefde, die derde een begeerte. Wanneer sal gawes ophou? Wanneer Jesus weer kom. 1 Korintiërs 13:10. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Be open and willing. Ons moet nie bang wees nie. Glo en luister na jou gees. Check die vrugte wat jy dra. Nou kan ons in union kom met Jesus, ons kan ons broodjie en ons sappie kan ons reg kry, en dan kan ons in union kom, so wat moet jy voor in union kom met jou meester vandag? Here, dat ons awareness sal ontwaak, soos ons in die hemelse plekke met U sit. Dankie vir U liggaam wat gebreek is, verbryseld is vir ons, sodat ons in die volheid kan loop om U te verheerlik en U te behaag. Dankie Jesus, soos ons U liggaam inneem vir volle genesing, bevryding en heelwording. Dat elke funksie, orgaan en sel in ons liggaam heel word, net soos in die hemel. Dat ons in lyn sal wees met U wil, wat U vir ons in gedagte het. Dankie vir U kosbare bloed. Was ons, Here, met die water van U woord, reinig ons met U bloed en bring ons oor in U DNA, in U rekord in. Dankie vir U volmaakte liefde, in Jesus naam, amen.